Dis 2026, nog 'n jaar. Nou hoeveel nog 'n jaars het jy al begin? Weer 'n nuwe jaar. Nou, ek hou van 'n nuwe jaar. Dit voel vir my soos 'n nuwe ronde. Dit voel vir my soos ons kry weer geleentheid. Dit voel vir my ons begin weer goed doen. In die kerk sit lekker, daar's sekere ritmes wat ons het in die kerk wat ons begin. En ek weet elkeen van ons sê, hierdie jaar gaan ek dit doen. Hierdie jaar wil ek dit regkry. Ek weet laas jaar het ek voornemens gehad wat ek eintlik nie reg gekry het nie en nou sit ek hierdie jaar weer, okay, ek begin nou weer. Ek gaan reg eet, ek gaan oefen. Nou dit kry ek nogal redelik reg, maar daar's ander goed wat ek nie altyd reg kry nie. Maar ek wil jou 'n ding vra, dat jy hierdie jaar meer God se woord in jou lewe sal kry. Dat God se woord deel van jou lewe sal wees. Dan sê ek dankie dat jy inskakel hier by hierdie dagstukkies, hierdie Spirit in Life, ek noem dit Spirit in Life groep, om meer van God se woord in jou te kry. En om God se woord in jou te kry beteken, jy moet dit lees, jy moet dit memoriseer, jy moet dit bedink, en jy moet dit toepas, en wat goed is om iemand anders dit te leer. En ek wil sê, moenie skuldig voel nie. Jy weet, as jy nou vandag nie Bybel gelees het nie, moenie skuldig voel nie. Wat, ek moet eerlik sê, ek lees nie altyd Bybel nie. Wat ek wel doen, elke dag kyk ek na YouVersion se skrif. Nou, partykeer memoriseer ek dit, partykeer onthou het, partykeer kan ek nie eers eintlik onthou wat was gister se skrif vir die dag gewees nie. Maar ander dae dan raak dit my so en ek beoefen dit, ek kyk dit en ek is deel van my lewe. So ek wil jou vra om meer van God se woord in jou lewe te kry. Om dit God se woord deel van jou lewe te hê. God se woord moenie net daai een kant wees en dan voel ek bly of dan voel ek skuldig of dan voel ek eers nee, ek is in God se woord en nie daar nie en dan sê ek daar en dan sê ek nie daar nie. Nee, maak God se woord elke dag deel van jou lewe en sê al ek bedink God se woord. Ek vat 'n skrif, ek memoriseer dit sonder om skuldig te voel, net te sorg dat ek God se woord hier binne in my lewe inkry. Dan kom ek lees vir jou skrif, Spreuke 4 vers 23. Hy sê, bo alles, wees versigtig met wat in jou hart aangaan. Wat jy dink, bepaal alles wat jy doen. So, ek moet versigtig wees wat in my hart aangaan. Nou, as ek luister na negatiewe goed, ek luister na nuus, ek luister na wêreldgebeure, ek luister na 'n klomp goed, beïnvloed dit my hart. As ek na mense om my luister, wat kla en moan en murmureer, dit beïnvloed my hart. Maar as ek na God se woord luister, beïnvloed dit my hart. So wat gaan in jou hart aan? Nou dit wat jy dink, dit bepaal alles wat jy doen. So as jy aan God se woord dink, dan skep dit emosie, jy praat oor God se woord, en dan doen jy dit. En ek dink is baie belangrik, dat jy praat oor God se woord, want die oomblik as jy God se woord praat, gebeur daar iets in jou lewe, gees en lewe kom hier in jou, en as jy dit bedink, jy praat dit, dan doen jy dit, dit skep 'n emosie van, wow, ek kan dit reg kry, dan praat jy daaroor, en dan doen jy dit, en ek dink dis wat belangrik is, hierdie heel eerste sessie wat uitgaan, hierdie heel eerste boodskap van 2026, wil ek jou vra, om meer van God se woord in jou lewe te kry. En die rede daarvoor is, want ek weet God se woord is gees en lewe. Dis hoekom ek hierdie Spirit in Life noem. Want ek weet die gees van die Here gaan werk in jou. Ek weet daar kom lewe in jou. Nou, dalk sit jy en daar so in jou agterkop so stukkie bangheid vir 2026. Dis nie net ons trek hier weg, dan gaan ons nie. Dan is daar 'n stukkie bang, gaan ek dit maak? Ek kan onthou toe ek skool was, ek moet leer, gaan ek hierdie jaar maak? As ek werk, gaan ek dit maak? Gaan ek alles kan betaal? Dis hier in my agterkop. Maar as ek sê, ek gaan dit uit my hart uithaal, wat ek in my hart gaan hê, is God se woord. Dit wat ek dink, gaan bepaal wat ek doen. Dan vra ek jou sorg, dat God se woord in jou lewe kom. Kom ek bid vir jou. Vader, dankie dat jy ons lief het, hier in die begin van die jaar. Dankie dat jy ons krag gee, dankie dat jy ons versterk en bid vir elkeen wat na my luister. Dat hulle sal versigtig wees wat hulle hart aangaan en dat hulle dit wat hulle dink, hulle aan God se woord sal dink. Dankie dat jy hulle lief het in die naam van Jesus. Amen. Dankie
Jy's 'n great blessing.